Matteus 9, vers 1 tot 38. En nadat hy in die skei geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde: Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerders het by hulle self gesê, hierdie man praat godslasterlik. En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Want wat is makliker om te sê? Die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop. Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man: Staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en het God verheerlik wat so 'n mag aan die mense gegee het. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit, en hy sê vir hom: Volg my, en hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. En toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels: Waarom eet julle meesters saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Daarna kom die disippels van Johannes na hom en sê: Waarom vas ons en die fariseërs dikwels, maar u disippels vas nie? En Jesus sê vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan treur, solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. En niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, want die aangelapte stuk skeur van die kleed af, en daar kom 'n egter skeur. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in 'n ou leer sakke nie, anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. Terwyl hy vir hulle dit sê, kom daar 'n sekere owerste en val voor hom neer en sê: My dogter het nou net gesterwe, maar kom en lê u hand op haar en sy sal lewe. En Jesus het opgestaan en hom gevolg, en ook sy disippels. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê: As ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. En toe Jesus in die huis van die owerste kom en die fluitspelers sien en die skare wat te kere gaan, sê hy vir hulle: Gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap. En hulle het hom uitgelag. En nadat die skare uitgedryf was, het hy ingegaan en haar hand gegryp, en die dogtertjie het opgestaan. En die gerug hiervan het deur die hele land versprei. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het 2 blindes hom vervolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, seun van Dawid. En nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle: Glo julle dat ek dit kan doen? Hulle antwoord hom: Ja, Here. Toe raak hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan, en Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê: Pas op, laat niemand dit te wete kom nie. Maar hulle het heen gegaan en hom in daardie hele land bekend gemaak. En terwyl hulle weggaan, bring die mense 'n stom man wat van die duiwel besete was na hom toe.
En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. En die skare het hulle verwonder en gesê, so iets is nog nooit in Israel gesien nie. Maar die Fariseërs het gesê, deur die owerste van die duiwels dryf hy die duiwels uit. En Jesus het by die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoses geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy immige jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.